Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees en ons groet U ook in sy alles oorwinnende naam. Ek wil U vanmôre groet met Psalm 103, daardie pragtige psalm in die psalmbundel, wat sê: Loof o my siel en alles wat in my is. Loof die Here in wie ek van harte bly is. Verhef sy heilige naam met lof en prys. Laat hoor my siel die stem van dankgebede. Vergeet nooit een van sy weldadighede. Vergeet hom nie wat jou sy guns bewys. So pragtige psalm, en as u 'n tydjie het vandag, gaan lees deur Psalm 103 in die Bybel, en u sal sien hoe die psalmdigter daar ook God se lof besing. En ag vriende, ons het genoeg waaroor ons dankbaar kan wees, en daar is genoeg om God te loof en te prys van die môre tot en met die aand. En ons weet dat sonde, dat omstandighede, dat dinge wat verkeerd loop in 'n ou se lewe, dikwels jou fokus wegneem van die Here, sodat ons hom nie loof en prys nie, maar dikwels murmureer en kla in ons omstandighede. Maar die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig, dat ons sal besef dat hy is lofwaardig en dat ons hom sal loof en prys vir al sy weldade en guns aan ons bewys. Nou, ons is tans besig met die baie besondere reeks uit die boek Spreuke. Nou vriende, dis ook my eerste keer dat ek deur die boek Spreuke werk. Ek het hier reeds gesê, ek sê nie vir u alles wat oor die boek gesê kan word nie. Daar is honderde kommentare al geskrywe oor die boek Spreuke. Wat ek poog om te doen is om vir u hierdie kosbare waarhede te ontgin en dan vir u ook bietjie nuuskierig te maak om verder te gaan lees. Sou u nie die volle omvang daarvan heeltemal verstaan of begryp nie. Baie dankie vir elkeen se boodskapie wat u stuur, vra wat u vra. Ek probeer so ver as moontlik beantwoord as daar vrae is, maar mag die Here vir ons ryklik seën in die verstaan van sy woord. Ons is tans besig met hierdie gedagte in Spreuke 10 vanaf vers 18 tot 21 onder die tema jou en my woorde sê baie van ons karakter. Gister 'n bietjie gepraat oor vers 18, hy wat haat verberg het valse lippe en hy wat skindertaal uitstrooi is 'n dwaas. Vir u baie duidelik gesê vriende, dat as jy met haat in jou hart rondloop, dan is leuns deel van jou lewe. Jy praat met jou mond, maar jou hart sê iets heel anderste. En dan sal jy dikwels ook skinder, kwaad praat van ander mense, en die Bybel sê so 'n persoon is 'n dwaas. Die Engels het dit vir ons so mooi gestel. Die definisie van 'n dwaas is to be stupid, to be silly. En ons kan selfs die woord arrogant hierby voeg. En daarom is belangrik dat ons nie soos 'n dwaas sal optree nie, maar as belydende kinders van die Here sal sê, Here, bewaar my, dat ek nie haat in my hart sal verberg nie, dat ek nie vals sal spreek nie, en dat ek nie skindertaal sal uitstrooi nie. Nou kom ons by vers 19. Daar staan, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Nou vriende, ek dink die teksvers is redelik selfverduidelikend. Die Bybel sê vir ons, by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie. Veelheid van woorde is eenvoudig mense wat baie praat, mense wat graag praat, mense wat altyd praat, mense wat te veel praat, mense wat altyd die geselskap wil oorneem. En nou sê die Bybel vir daardie persoon, en baie keer sê ons, maar dis maar sy persoonlikheid, dis maar sy temperament, dis maar hoe hy saamgestel is. Nee, die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons moet ons woorde tel. En daarom iemand wat veel woorde praat en gereeld praat en aanhoudend praat en uit sy beerd praat, is iemand, sê die Bybel vir ons baie duidelik, wat in die oortreding sal val. Wat beteken dit? Daar sal sonde saam met al hierdie woorde gepaard gaan. Dikwels hoor jy as iemand baie praat, dat hulle dikwels leuns vertel, hulle oordryf, daar is dikwels hoogmoed, hulle praat groot, daar is soveel dinge wat saam met baie woorde kom, dat ons op die einde van die dag versigtig moet wees hoe ons woorde gebruik. Salomo sê in Prediker 5, die 2de vers vir ons baie duidelik, want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. Nou, ons almal droom van tyd tot tyd, maar ek weet nie of jy al agtergekom het nie, wanneer 'n mens geweldig gestres is, onder baie druk gebuk gaan, dan droom 'n mens baie meer. En dis presies dieselfde gedagte, as 'n mens baie praat, is die oortreding dikwels baie meer teenwoordig in 'n mens se lewe, in 'n mens se gesprek. Prediker 10 vers 13 en 14 sê, die begin van die woorde van sy mond is dwaasheid, en die einde van sy mond is skandel of skadelik onverstandigheid. En die dwaas gebruik baie woorde, maar die mens weet nie wat daar sal gebeur nie, en wat na hom sal wees nie. Wie kan hom dit te kenne gee? So baie duidelik ook in Prediker 10 vers 13 en 14, dat die dwaasvriende praat baie, en uit sy mond is daar
skadelike onverstandigheid. En hoe dikwels sien ons dit net nie, wanneer iemand baie praat, hoeveel hartseer hulle vir ander berokken, vir hulle self berokken, vir hulle geliefdes berokken, hoeveel verleentheid hulle somtyds vir mense stel, of hulle self instel en ook die mense wat hulle ken, en die mense om hulle, en baie keer is die dwaas so vol van homself, dat hy nie eens agterkom, dat hy homself nou in die verleentheid stel nie. Daarom is het belangrik, dat as ons bely ons behoort aan die Here, dat ons vir die Here sal vra, Here, dat my woorde min sal wees. Dit beteken nie ons mag nie praat nie, dit beteken nie ons mag nie deel vorm van 'n gesprek nie, dit beteken nie ons mag lekker gesels nie, maar wat dit beteken is, ons moet versigtig wees dat die gesprek ons nie so wegvoer, dat ons naderhand so gesels, en dan deur ons gesprekke sondig nie, deur dat daar dinge in ons lewe, in ons gesprekke na vore kom, wat liefs kon gebly het nie. Daarom, wees wys wanneer jy praat, want die B-gedeelte sê vir ons baie duidelik, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Hierdie inhou is eenvoudig, hy wat sy woorde tel, hy wat mooi dink voor hy praat. Hy is 'n verstandige man, hy is 'n verstandige vrou, seun of dogter. Hierdie woordjie verstandig is die woordjie wise. Met ander woorde, daar is wysheid in hierdie man te bespeer, en hierdie vrou te bespeer. En daarom is baie belangrik, hierdie verstandig beteken om insig te hê. Iemand wat deel vorm van 'n gesprek, luister graag, en dan wanneer hy 'n geleentheid kry om te praat, praat hy met insig, hy praat met wysheid, hy praat verstandige woorde, wat tot stigting is vir die ander mense. Spreuke 17 vers 27 en 28 sê, wie sy woorde inhou, besit kennis. En hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Baie mooi wat hier staan. Hy wat sy woorde inhou, besit kennis. Die dwaas borrel alles uit wat in sy hart is en wat hy in sy gedagte kry, maar iemand wat werklik kennis besit is iemand wat sy woorde tel, wat sy woorde inhou. Hy is kalm van gees, hy's 'n man van verstand en hy gee antwoord op die regte tyd. Vers 28 sê, selfs 'n sot sal as hy swyg verwys gereken word, as hy sy lippe toehou vir verstandig. So die Bybel sê vir ons dat die oomblik wanneer ons hierdie waarheid van God se woord begin raak sien, dan het ons nie nodig om kennis te hê van elke onderwerp op hierdie aarde nie. Maar ons kan in 'n gesprek stil staan, ons kan luister, ons kan observeer en ons kan put uit hierdie mense se kennis. As ons tussen hierdie geleerde mense of verstandige mense of wyse mense is. En wanneer daar antwoord gegee kan word, dan kan ek dit doen, vriende, op 'n verantwoordbare wyse. Die Bybel sê vir ons, al is ek nie baie verstandig of ek het nie baie kennis oor 'n bepaalde saak nie, as ek stil bly, dan sal ek as 'n wyse gereken word. En daarom is dit baie belangrik dat ons sal sien, in Psalm 39 vers 1 staan daar. Psalm van Dawid, ek het gesê, ek wil my weë bewaar, sodat ek nie sondig met my tong nie. Ek wil my mond in toom hou, solank as die goddelose nog voor my is. En dit is belangrik, vriende, dat ons sal onthou, ek het onlangs vir 'n man gesê, moenie jou parels voor die varke gooi nie. Dis nie nodig, vriende, om te veel te praat voor mense wat dink hulle is slim, wat dink hulle is wys, wat dink hulle weet alles nie. Dis noodsaaklik om werklik as 'n wyse gereken te word deur die manier waarop ek praat en hoe ek my woorde dan in 'n gesprek uiter en hoe my hart dan ook daardeur geopenbaar word. Die oomblik wanneer ek dink ek weet alles en ek wil die gesprek oorneem, dan sê die Bybel vir my, is die oortreding daar. En hoeveel keer gebeur dit dat kinders van die Here uit 'n gesprek wegstap en ander sal na hulle kyk en by hulle self dink, wie dink hierdie persoon is hulle? Wie dink hy, wie is hy? Wie is sy? Wie is hulle? En waarom praat hulle so baie en waarom praat hulle so 'n klomp nonsens? En dis hartseer, vriende. Ek wil vir u sê, in my kort jare wat die Here my gespaar het op aarde, het ek hierdie ding al male sonder tal gesien. En ek glo ek het alself in hierdie struik getrap, deur te veel te praat, te veel te sê, en later moet ek wegstap en sê, Gerard, plaas dat jy eerder niks gesê het nie. Partykeer is dit goed, vriende, om jou lip vas te byt. Partykeer is dit goed om, wanneer 'n gesprek aan die gang is, vir die Here te vra, Here, help my om te waak en te bid. En dan kan ons maar afsluit met die baie klassieke voorbeeld van Job se 3 vriende. Vriende, jy onthou Job se geweldige moeilike omstandighede wat deur hy gegaan het. En wat gebeur? Sy 3 vriende kom daaraan, en die Bybel sê het vir 'n paar dae net stil gesit en saam met Job geween. Dit was die beste ding wat hulle kon doen, want toe hulle monde oopmaak en hulle begin praat, toe borrel die dwaasheid uit. En die Here sê aan die einde van die boek Job, sê die Here vir Job, bid vir jou vriende, dat hulle van hulle sonde vergewe kan word vir hierdie dwaasheid, wat hulle geuiter het teenoor jou, my knegg.
En daarom wil ek vir u sê, leer uit Job se 3 vriende. Leer uit die praktyk, leer uit die boek Salomo, dat ek en jy nie nodig het om altyd die eerste en die laaste sê te hê nie. Dat ons nie altyd hoef te babbel en te praat en te gesels en ons sê te sê nie. Maar dat ons werklik vir die Here sal vra, gee my wysheid, dat ek my woorde sal weeg en as ek praat, dat ek sinvol sal praat en dat ek u ook daardeur sal verheerlik. En dan dieselfde asem, Here, vergewe ons. Vergewe vir my, Here, vir die kere waar ek gesondig het teenoor u, waar ek in 'n gesprek dinge gesê het, te veel gepraat het en later spyt was oor wat ek gesê het. Miskien 'n antwoord gegee het omdat ek voel dat dit nou nodig is om antwoord te gee en later kyk ek terug en ek dink myself, wat 'n klomp sotheid het jy kwyt geraak en waarom het jy so dwaas opgetree? Mag die Here ons genade gee, want dis tog presies waaroor dit gaan. Dat by veelheid van woorde ontbreek die oortreding nie, maar hy wat sy lippe inhou, handel verstandig. Mag u en ek wysheid van die Here ontvang om hom so daarin te verheerlik. Mooi dag vir u verder. Tada.